tydjie gekyk na God se liefde vir ons en ons het die basisvers gebruik van Johannes 3 vers 16 wat ons almal so goed ken. Die vers wat sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat geen een wat in hom glo sal vergaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En ons het gesê dat die Afrikaanse vertaling sê dat geen een verlore sal gaan nie. Bietjie verduidelik oor hoekom 'n korrekter vertaling sal wees dat geen een sal vergaan nie. Spesifiek omdat verlore gaan 'n klem op Jesus se werk sit, dat dit net gegaan het om ons uit die totale ewige afsny van God af meenende uit die hel uit te hou, terwyl Jesus se werk veel meer was as dit. Die feit dat ons nie hel toe gaan nie, is 'n byproduk. Jesus se hooftaak was om ons met die Vader te rekonsiliëer. Jesus se hooftaak was om ons op 'n plek te kry waar ons in verhouding met die Vader is. Ons het gegaan en die lewens van Noag gekyk, ons het na Daniël gekyk en vandag wil ek graag vir 'n karakter met die naam van Petrus, die apostel wat oor die kerk en die Joodse bediening aangestel was, bietjie kyk na sy lewe en ek dink wat ek altyd van Petrus sal onthou is hoe hy holderste bolder in 'n openbaring ingeval het. Dit was nie lang stories om Petrus op 'n plek te kry waar hy 'n openbaring aangeneem het nie. As 'n vraag geantwoord moes word, het Petrus hom geantwoord. As daar ergens een gehardloop moes word, dan was Petrus die een wat gehardloop het. Hy het net 'n entoesiastiese persoonlikheid oor Jesus gehad, oor die evangelie gehad. Toe Jesus op die water geloop het die ander disippels nog nie eers regtig tot verhaal gekom nie en Petrus het al gesê, Here, as dit U is, laat my op die water loop. Dit was Petrus se karakter gewees. En Jesus het met Petrus gewerk en met hom gepraat en 'n verhouding gebou op 'n manier wat vir Petrus baie verstaanbaar was. Jesus het met Petrus interaksie gehad op 'n manier wat hy verstaan het, want dit is hoe God is. God praat met ons op 'n manier wat ons verstaan. God praat met ons op 'n manier wat vir ons op daardie oomblik dit die maklikste maak om van hom te leer, om die verhouding met hom gebou te kry. So die klem van God se verhouding is om met ons elke individuele verhouding te hê. Ons het dit gesien uit God se interaksie met Noag. Die hele wêreld was op 'n plek waar hulle God hartseer gemaak het, maar God het vir Noag gesien. God is verantwoordbaar teenoor niemand nie. So as God gegaan het en hy het selfs net gesê, weet jy wat, dis nie die moeite werd om hierdie verhouding met Noag aan te knoop nie. Ons sou nie eens geweet het nie, want almal sou vergaan het. Maar God kan net nie wegkom van 'n hart wat hom soek nie. God kan net nie sy rug draai op 'n hart wat hom soek nie. En so is dit ook met Petrus. God het met Petrus gewerk op 'n manier wat Petrus verstaan het. Hoekom? Want God was lief vir hom. God was lief vir Petrus net soos wat hy is. God is lief vir my net soos wat ek is en God is lief vir u net soos wat hy is. In die omswerwinge het ons vir Petrus geleer ken as die ene wat Jesus verloon het. Jesus het gesê, voor die haan 3 maal kraai, gaan jy my verloon. En in die proses het Petrus Jesus verloon toe hy gevra het en gesê, maar jy's mos een wat saam met Jesus rondhang. En Petrus sê, wat, ek ken hom nie. En hy het selfs dit tot op 'n punt gevat waar hy dit ten sterkste ontken het teenoor 'n diensmeisie. En dan kry ons die verhaal waar Jesus vir ons vertel hoe lief hy eintlik vir Petrus gehad het. En dit wat hy vir Petrus gedoen het, dit sal hy vir u en vir my ook doen.
Hoekom? Want die woord leer ons dat God nie 'n aannemer van persoon is nie. God is nie een wat kyk en sê, o, hierdie persoon is belangrik sosiaal, hierdie persoon het baie geld, hierdie persoon is arm, en as gevolg van die verskille in wie die mense is, hanteer God jou verskillend nie. Nee, God is net nie so nie. Die merkwaardige stukkie wat gaan oor die verloning van Petrus, kry ons in Lukas 22 vers 31 en tot 34, en daar lees ons, en die Here sê, Simon, Simon, dit is baie interessant dat Jesus nie vir Petrus hier aanspreek as Petrus nie, maar hy spreek hom aan as Simon. Nou die woord Simon beteken, dit is 'n riet wat deur die wind rondgewaai word. So Jesus is besig om 'n storie te vertel. Hy sê vir hom, jy man wat 'n riet is wat deur die wind rondgewaai word. Kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. So dit is Satan begeer om die disippels soos koring te sif. Kyk wat sê Jesus, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Kyk wat doen Jesus, lang voor Petrus nog droog gemaak het. Gaan Jesus en hy tree vir Petrus in en hy sê vir hom, en wanneer jy weer bygekom het, versterk jou broers. Petrus was die persoon wat Jesus verloon het, maar Jesus het iets anders in hom gesien. Jesus het gesien dat hy die een is wat sy broer sou versterk. Hoekom? Want Petrus was vinnig geweest om God op sy woord te neem. So lank voordat Petrus droog gemaak het, het Jesus al vir hom ingetree. En Petrus sê net vir hom, sê, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood in te gaan. En Jesus sê vir hom, Petrus, dis nie so nie. Hy sê vir jou, vanaand sal die haan, voor die haan 3 keer kraai vanaand, gaan jy my verloon. Maar wat belangrik is, Jesus het reeds vir Petrus gebid. Jesus het reeds vir Petrus ingebid. Dit was nie 'n algemene gebed vir die disippels gewees nie. Want Jesus begin, hy sê, die Satan het vurig begeer om julle te sif. Maar ek het vir jou gebid. Ek het vir jou gebid. En so ken ons die storie waar Petrus toe gegaan het en wel vir Jesus verloon het. En wat wonderlik is hoe Jesus weer gaan en net die verhaal met Petrus net vasmaak. En alles bymekaar bring vir Petrus. Om die hele herstel van Petrus deur te voer. Dan lees ons in Johannes 21 vers 15, lees ons, toe hulle dan klaar was met die môreete, dit was na Jesus se opstanding, het Jesus tyd gespandeer met die disippels, en toe hulle klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? En hy antwoord hom, en hy sê vir hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. In vers 16, hy vra hom weer 'n tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom en sê, ja Here, jy weet dat ek u lief het. Hy sê, pas my skape op. En hy vra toe vir hom 'n derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat hy hom 'n derde keer gevra het jy my lief? En hy het geantwoord, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Nou, wat belangrik is in hierdie stukkie is dat Petrus het vir Jesus meer as een keer verloon in daai nag. En vir elke keer wat Petrus vir Jesus verloon het, het Jesus hom sê, het jy my lief, het jy my lief, het jy my lief. En hoe hy gegaan het en vir Petrus eintlik 'n bediening gegee het in die herstelproses, toe hy vir hom sê, Petrus, sien om na my skape, laat my lammers wei, laat my skape wei. So in die herstelproses het Jesus nie gegaan en wat mense na 'n regverdige oordeel sal wees en sê, Petrus, jy het my 3 keer verloon, hierso is jou straf. Jesus het gekom en sê, Petrus, jy het my 3 keer verloon, maar hier is jou bediening. Want ek het vir jou gebid, en ek weet dat jy omgekom het na die plek toe waar jy herstel is in die openbaring van wie ek is. Jy was die een wat gesê het, U is die seun van God. Jy is die een wat gesê het, U is die seun van God. Ek het gesê, ek sal op hierdie openbaring van die feit dat ek
die seun van God is, ek sal my kerk bou op daai openbaring. En jy was die een wat my geet, en ek het dit nie vergeet nie. So ek gaan jou nie regmatig straf deur te sê, jy het my 3 maal verloon nie. Wat ek vir jou gaan doen is, ek gaan vir jou bediening gee. Wat begin by, laat my skape wei, laat my lammers wei, sien om na hulle. Die liefde van Jesus vir Petrus is net van so aard, God sy hart vir ons is om ons lewe te gee, om vir ons 'n betekenisvolle lewe te gee. Jesus kon maklik vir Petrus gesê, Petrus, jy het my 3 keer verloon, jy is nie 'n betroubare ou nie. Ek kan nie toelaat dat jy die een is wat omsien na my mense nie. Want jy het jouself nou al 3 keer in 'n ry, nadat ek jou gewaarsku het jy gegaan en jouself onbetroubaar gewys teenoor my. Dit is nie hoe Jesus gewerk het met hom nie. Jesus het gegaan en vir hom gesê, Petrus, maak nie saak wat gebeur het nie. Ek het vir jou 'n bediening. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Ek het vir jou werk in my koninkryk. Hoekom? Want Jesus het geweet dat as Petrus nie ten volle herstel word in dit wat hy vir hom moes gedoen het nie, Petrus sou vergaan het. En Jesus het gekom dat Petrus nie sal vergaan nie, maar dat Petrus die ewige lewe sal hê, soos wat elkeen van ons die ewige lewe sal hê. En belangrik, die ewige lewe verwys nie slegs na om in die hemel te wees vir altyd nie. Die ewige lewe verwys na om nou 'n lewe in my te hê wat so kragtig is dat dit in der ewigheid nie kan vergaan nie. Die lewe in die wedergebore mens is so kragtig dat dit tot in ewigheid net glad nie sal kan vergaan nie. Jesus het vir my en jou op daai selfde basis lief. Maar daar's een ding wat hy van ons vra. En dit is dat ons God se getuienis aangaande hom moet aanneem. Dat ons God se getuienis aangaande hom moet glo. As jy noukeurig kyk na die reddingswerk van Jesus, sê Johannes 3 vers 16 dat die sondes van die wêreld vergewe is. Dit beteken dat die mense wat Jesus nie wou aangeneem het nie, se sondes ook vergewe was. Maar hulle het van dit geen voordeel gekry nie, omdat hulle God nie geglo het nie. Dit beteken dat die mense wat vandag in die hel is, se sondes vergewe is. Want al die sondes van die wêreld is vergewe, maar hulle het nie gegaan en God geglo nie. Hulle het God se antwoord verwerp. En hulle het nie die voordeel getrek van dit wat Jesus gedoen het nie. Want God leer ons, hy sê vir ons dat vir jou om voordeel te trek uit my woord uit, moet jy my glo. Moet jy my glo wat ek sê. Hebreërs 11 vers 6 is baie duidelik in die boodskap wat dit gee. Dit sê in sy hart dra die boodskap van Hebreërs 11 vers 6 vir jou om God te behaag, moet jy gaan en jy moet glo eerstens dat God is en dat God 'n beloner is van die wat hom soek. Die enigste manier om God te soek is deur Jesus, want God het gaan sê, ek wys vir julle wie ek is. Kyk na my seun Jesus. So God het gegaan en hy het vir ons Jesus gegee as die een na wie ons kan gaan, wat ons kan sê, God, dit wat jy aangaande Jesus gesê het, is die waarheid. En as hy dit gedoen het wat hy gesê het in Jesus, dan is daar vir my die voordeel daarin dat ek gered is. So wat God van ons vra is om geloof te hê in sy woord. Dit wat hy gesê het in sy woord aangaande Jesus, dat ons geloof het daarin. Dit help nie om net te gaan en te sê
ek weet daar was nie Jesus nie. Want die voordeel kom wanneer jy dit wat Jesus gedoen het, aanneem in geloof. Die woord is duidelik, hy sê, die duiwels glo in Jesus en hulle sidder. Hulle weet presies wie hy is en hulle sidder. So, wat God van my en jou vra, is om geloof te hê, om Jesus se verlossingswerk vir jou te aanvaar. En hoe doen jy dit? Hoe aanvaar jy Jesus se verlossingswerk vir jou? Jy maak hom jou koning. Om Jesus jou koning te maak, is daar 'n paar goed wat implisiet gebeur. Vir een is jy glo dat Jesus is, dat hy bestaan het, dat hy op aarde gewandel het, dat hy die seun van God is, dat hy die woord is wat vlees geword het. Want as God werk, werk hy deur sy woord. So die hele reddingsplan is deur sy woord. So jy glo dat Jesus is, dat hy is wie hy gesê het hy is. En dat dit vir jou die moeite werd is om te gaan en hom die koning van jou lewe te maak. Om te dink dat jy nie 'n koning van jou lewe het nie, is verkeerd, want ergens word jy aangedryf deur iets. En dit kan so eenvoudig wees, soos dat jy jouself koning gemaak het van jou eie lewe, en so deur jou eie begeertes gedryf word, en so jou lewe inrig om jouself te dien. Die probleem is, die lewe wat in jou is nie van die kwaliteit en die aard wat nodig is, om jou uit hierdie stel moeilikheid wat gekom het, as gevolg van sonde wat die wêreld gekom het, te red nie. Die enigste lewe wat die moeite werd is, wat die krag het, wat die vermoë het, en wat bewese is, wat bewys het, dat dit die dood wat in die wêreld is oorwin het, is die lewe in Jesus. En die manier hoe jy een word met daai lewe in Jesus, is om in geloof, dit wat God aangaande Jesus gesê het, aan te neem, en dit vir jouself te neem, en te sê, ek verstaan dat Jesus vir my sondes gesterf het. Ek verstaan dat Jesus vir my lewe gebring het. Ek verstaan dat Jesus vir my 'n verlossingsplan gebring het. Hy het vir my kruis toe gegaan, hy het vir my hel toe gegaan, en hy het vir my uit die dood uit opgestaan. Daardie lewe wat Jesus bewerk het, is vir my, hy is my koning. En as jy Jesus jou koning maak, sê jy, Here, ek wil in u koninkryk leef. Sê jy, Here, ek wil 'n boorling, 'n inboorling, my geboorteland, moet die koninkryk van Christus wees. En dan doen God 'n wonderwerk in jou lewe, omdat jy hom op sy woord geneem het. Iets bonatuurliks gebeur met jou. En jy word geskuif vanuit die koninkryk van die wêreld wat onder die heerskappy van Satan is, word jy geskuif na die koninkryk van die hemele. En dan sê God, na die koninkryk van sy lieflingsseun, Jesus. Om in Jesus se koninkryk te wees, is die plek waar lewe, waar die voordele van die evangelie vir ons 'n werklikheid word. Hebreërs 4 sê iets besonders. En ek gaan net die eerste paar verse lees. Dit sê, laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. So hy sê, jy kan angsbevange raak oor die feit dat die belofte om in sy rus in te gaan, terwyl dit daar is, want daar is 'n tyd waar daai belofte om in Jesus se rus in te gaan, weg gaan raak. Terwyl daai belofte nog stand hou, laat iemand nie agtergelaat word, dis nie deel word van die belofte nie. En hier's die rede, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van prediking, die evangelie wat aan hulle verkondig is, het hulle nie gebaat nie. Hulle het nie baat gevind by dit nie. Hoekom? Omdat dit by die hoorders daarvan nie met geloof verenig was nie. Evangelie kan aan jou verkondig word, maar dit gaan jou eers baat wanneer daardie woord met geloof vermeng word. En wat is geloof? Geloof is om te glo wat God gesê het, al sien jy niks. Daar kom 'n tyd en 'n plek in jou lewe waar jy moet sê, Here, ek het nou alles gehoor.
Daar is 'n drempel wat jy net kan oorsteek in geloof. Daar is 'n drempel wat jy net kan oorsteek deur geloof te hê. En geloof per definisie sê ek sien nie. So daar is nie 'n feite stel wat jou tot op 'n plek gaan bring waar jy nie geloof gaan nodig hê om God te glo nie. En dan sit mens met die wêreld wat vir jou sê glo of sien is glo. En God sê glo is sien. Toe Petrus in die skei was en gesê het, Here, as dit is, sê vir my ek moet stap. Het hy eers gesien dat dit so is toe hy sy voet op die water gesit het. En hy het geloop. En hy het geloop so lank as wat hy sy oë op Jesus gehou het. Jesus is God se woord wat in hierdie wêreld ingekom het en die lewe van God vir mense beskikbaar gemaak het. God het gegaan en sy lewe in 'n mens gesit, in Jesus gesit, sodat ander mense daai lewe kan hê. Maar die vereiste is dat jy die woord van prediking, die evangelie, met geloof moet vermeng, om die voordeel daarvan te kry, sodat dit vir jou kan baat hê. Om te gaan en te sê, Here, miskien, kom ons probeer, kom ons kyk of dit so is. Jy moet oortuig wees in jou hart dat dit wat God van jou gesê het, die waarheid is. Dit wat God van Jesus gesê het, die waarheid is. Dit wat God gesê het van jou, dat indien jy reageer op sy woord, sal daar 'n wonderwerk in jou lewe plaasvind. En die wonderwerk is dat God se lewe, die lewe wat in jou is, sal vervang. Want die lewe in jou is onderhewig aan sonde, onderhewig aan dood. En God het gegaan en sê, ek kan vir jou 'n nuwe lewe gee. Die lewe van God, die ewige lewe, die lewe wat tot in ewigheid nie kan oorwin word nie. En daai lewe is in my seun Jesus. En soos wat God met Petrus gewerk het, soos wat Jesus met Petrus gewerk het, om vir elke keer wat hy gegaan het en deur die proses Jesus verloon het, om te herstel en vir hom 'n bediening te gee, 'n doel te gee in die lewe. So wil God dit met u doen. Maar dat alles begin by die verstaan dat u vir Jesus moet aanneem, dat u God op sy woord moet vat aangaande Jesus. En wanneer u dit gedoen het, dan sal u die resultate en die voordeel daarvan hê en sien en beleef. Hoe doen mens dit? Ja, my eenvoudige gebed sal dit doen. 'n Gebed wat sê, Vader, ek glo u aangaande Jesus. Ek glo u aangaande die getuienis oor Jesus, dat hy u seun is, dat hy die Christus is, dat hy die een is wat u gestuur het om die sondes van die wêreld weg te neem. Dat hy die een is wat aan die kruis gesterf het, ook vir my sondes. Dat hy ter helle neergedaal het, maar dat hy uit die dood uit opgestaan het. En Jesus, ek maak u my koning. Ek nooi in my hart in, want die woord sê dat elkeen wat die naam van Jesus roep, sal nie teleurgestel word nie. As u vandag daai begeerte, as u vandag Jesus se naam geroep het, toe ek met u daaroor gepraat het, u sal nie teleurgestel. Maak hom deur geloof die koning van die lewe. En u sal in 'n koninkryk bly, solank as wat u oë op Jesus hou. U sal die resultate van die koninkryk belewe, solank as wat u oë op die realiteite van die woord van God hou. Ek wil afsluit deur 'n gebed. Vader, dankie vir die liefde. Dankie vir Jesus wat op water kom loop het vir ons. En dit vir ons moontlik gemaak het om op water te kan loop. Dankie dat ons die ingebore vermoë het om die woord van God te glo en te verstaan en te kan dra in ons harte. En dat dit vir ons resultate lewer. Dankie vir die geloof in Jesus wat vir ons die voordeel wat ons baat, omdat ons die evangelie glo. Dankie Here vir die lewe in ons lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons koning, ons herder en ons Here. Amen. Indien nie vandag jy hart vir die Here gegee het, maak kontak, sodat iemand jy kan help om die realiteite van die woord, om die realiteite van God se lewe in jou lewe, vir jou te kan help en te verduidelik, en so klein bietjie rigting te kan gee, sodat jy kan baat vind uit dit wat Jesus vir jy gedoen het, terwyl hy geleef het, gesterf het en uit die dood uit opgestaan het. Dit was lekker om so 'n bietjie tyd te spandeer rondom Petrus se lewe, en weet dat so noukeurig soos wat Jesus met Petrus se lewe omgegaan het, om die lewe wat in hom is vir Petrus te kon gee, so noukeurig gaan God met die lewe wat in hom is om vir u te verduidelik wat gedoen moet word, op 'n manier wat vir u verstaanbaar is.
moet net nie self doof hou daarvoor.